En welkom terug julle. Dis ons tweede segment van vroue, soos julle kan sien, pragtige ingevoerde vroue. Ons het 'n baie mooi paneel vandag en dit is amptelik internasionale Vrouedag. So, ek gaan sommer met die deur in die huis inval. Ek gaan nog nie 'n Word of the podcast doen nie, maar ek is bevoorreg om 'n plaaslike digter se gedig te lees. En he goes by the name Tiswan Summers en hy het 'n gedig geskryf. Jy is genoeg, so bear with me. Is in Afrikaans, is baie mooi. Jy is genoeg. Hulle het jou geleer om sag te praat asof stilte 'n kroon is en toegee 'n taal. Hulle het jou gemeet aan middellyne, aan glimlagte, aan hoe gemaklik jy ander se wêreld dra. Maar luister, jy was nog nooit gebore om kleiner te word, sodat iemand anders groter kan lyk nie. Jy is nie die oordeel in 'n vreemdeling se oë of die skadu wat twyfel oor jou lig wil trek nie. Jy is berg, jy staan waar storms hulle name verloor, waar wind teen wilskrag breek en terug moet draai. Jy is vuur, nie om te verwoes nie, maar om die donkerte te leer dat lig nie pad gee nie. Jy is blom, nie omdat jy broos is nie, maar omdat jy selfs klip moet wyk wanneer wortels besluit om te lewe. Jy is staal, nie koud, nie onbreekbaar, gesmee deur dae wat jou wil buig. Maar om elke wond het jy nog 'n sterker weergawe van jou geskryf. Lig daarom jou oë, daar is sterre wat eers sigbaar word wanneer die nag op sy donkerste asemhaal. So ook jy, helderder na elke stryd, mooier na elke keer wat jy weer opgestaan het. Moenie wag vir toestemming om genoeg te wees nie. Jy was dit lank voor die wêreld begin oordeel het. Ek dink dit is 'n baie kosbare gedig. Ek hoop ek het dit justice gedoen. Wat dink julle? Pragtig, ja. En ek dink dit is so gepas omdat ons vandag amptelik Vrouedag vier en dit is die 70ste herdenking wat ons hy groep vroue eer vir dit wat hulle gedoen het. Ons praat nog vandag van hulle. So dames, met daai noot, ons is genoeg. Wil ek sommer begin en vir die dame daar ver links 'n geleentheid gee om voor te stel en te sê wie sy is, van waar is sy, en dan beweeg ons af. Goeiemiddag. Ek is Sugestine, oorspronklik van Vredenburg. Wat is in die huis? Goeiemiddag almal, my naam is Natasha Jantjies en ek is oorspronklik van Mamasbury. Hallo almal, ek is Bridget McCann van Saldanha. En ons het die bioknys, so ons het plaaslik en 'n bietjie van die bug. Welkom dames, ek glo ons sal 'n lekker couch moment hê. Ek het nou net gesê, die gesprek unfold itself, so ons begin mos maar nou net met ons vrye introduction. Ek dink ons is lekker met die ouderdomsgroepe, so ons gesprek gaan lekker wees. Maar ons het ietsie van alles, nee? Ja. En ja, ek dink jy is die jongste hierso. Ja, Definitely that. definitely, ja. Justine, kom ons begin met jou, nie nou dat omdat jy die kleinste is nie, maar omdat jy nou daar in die hoek is. Vertel vir ons, waar het jou journey begin? En met wat is jy besig in Vredenburg? Basically, soos wat ek nou doen, ek sal sê ek is 'n freelance entrepreneur. My journey het in 2025 begin. Verlede jaar het dit basically begin. My inspirasie het ek by my ma gekry. Sy was ook 'n besigheidsvrou, konstruksie gedoen, en ek het like dit gevat as, okay, I also want to try this. En ek het dit 'n try gegee. Dit is 'n bietjie tough, maar dit is ook baie nice. En dan het ek ook events planning gedoen, en dit is ook nice, so ek het like 'n bietjie van
Iets van alles. Ja, like soos ek try nou ook nog uitfigure waar ek regtig inpas. So ek sal sê ek het nou al my ding gekry nie, maar hoe meer ek vir myself kan koop, hoe beter sal dit vir my basically wees. So, ja. Right, so Jesus, okay, so ons het 'n sakevrou, Natasha. Wat my journey begin. So ek is op die huidige oomblik as ek 'n chef by Come on. Wonderbar. Ek is 'n ma, enkelmoeder. Ek het ook 'n NPO gestig namens genaamd Inspiration. 6 jaar terug. Wat my journey begin toe ons Langebaan toe trek. Toe het ek voor ons Langebaan toe getrek het ek nog op die lande gewerk. Dit was my eerste werk. Okay. My journey in die lewe van jongs af was maar baie moeilik geweest. Langebaan toe gekom en toe het ek in die restaurante begin werk as 'n dishwasher. Wow. En as dishwasher opgewerk as assistant chef, sushi chef, assistant manager en vandag is ek 'n manager in die kombuis en ook 'n chef. En so 5 jaar terug by Inspiration gestig waar ek werk met die jeug. En deur Inspiration het ek ook events planning gedoen. Baie mense met die Weskus Talent Show, ons doen modeling. En ja, ek is ook al 3 jaar terug gegraduate as 'n life skill coach. Come on. Over. En dan Tibi. Baie inspirerende dames is so. Ek sal Kragstasies. Ja, jong dames wat nogal baie inspirerend is vir die gehoorarbeide. Ek was onderwyseres en ja, oor die 30 jaar. Laerskool, graad 1, my passie, Come on. my liefde. En toe het ek in 2015 net skielik aan mekaar gesak by die skool en verlam geraak en deur baie goede gegaan en gediagnoseer met lupus. Baie mense het nie vir lupus geken nie. Ek myself was onbekend en dat was vir my gevoel soos 'n doodstyding wat die dokter my gee. Sure. En ek moes toe 'n navorsing doen en soos ek gesê het, deur baie goede gegaan. Emosioneel inrigtings beland, hospitale in en uit toetsen. Ek was verlam vir 'n paar maande en moes weer loop. Kon nie myself aantrek of na myself sien en versorg hê. En het het lang gevat om te aanvaar waar ek gaan met my liggaam en met my gesondheid. En ek moes skielik net uit my werk waar ek dat my alles was en dat dit jou hele lewe omver gegooi en my psigiater het aanbeveel ek moet iets doen want ek is 'n mens, ek werk met kinders, ek werk in die gemeenskap en ek het toe besluit ek het 'n bietjie navorsing gedoen op die internet en ek het toe afgekom lupus awareness van lupus awareness groups oor die wêreld heen en toe gekyk na Suid-Afrika as maar min, daar's baie min inligting gewees en toe besluit ek hier in die klein dorpie, miskien kan ek 'n verskil maak. En ek het net van twee dames geweet wat gediagnoseer was op daardie oomblik met lupus en ek stig toe die West Coast Lupus Foundation in 2020. Ja, en ons is deur die COVID en ons het baie meer lupus warriors in die tyd verloor. Sure. Ja. En die wil sommer nou net 'n opvolgvraag vir die wat nou nie weet wat lupus is. Jy kan dit vir ons verduidelik. Lupus is 'n outoimmuun siekte. Hy tas jou liggaam aan. Jou gesonde selle word daar word jy ek kon nie uitken tussen jou liggaam kan nie onderskei tussen jou goeie selle en jou bad selle nie. So die rooi bloedliggame moet mos fight teen siekte en ja, baie jong mense het dit ook in ons gemeenskap hier in die Weskus. Ons jongste lid
ons WhatsApp groep lid is 12 jaar oud. Ja, wow. Ja, en sy gaan maar deur baie goedjies, net soos ons almal. En soos jy mos nog gevra het, wat is dit? Jy het mos 'n immuunstelsel wat mos moet vir jou sterk hou, Yes. nee? En dan beklei dit, en dan verswak dit mos nou. En dit tas eintlik baie dele van jou liggaam aan. Jou longe, jou niere, jou hart, jou senuweestelsel. Sure. En myne is nou ongelukkig daar. Ons loop mos nou nie met ons siekte op die ons- mou nie. ja. En ons spreek dit nie oor onsself uit nie, maar ongelukkig is dit maar nou iets waar ons moet deel. En man sê dit ook hoor, Puchacho. Man sê dit ook. En Sure. in ons groep het ons 'n hele paar mans. Hulle praat hier reg in die groepie. Maar hulle is Maar hulle is daar, hulle sal nou en dan op enige ek sal vir hulle vra wat nou. Ja, en die simptome is maar ons dink mos nou algemeen, ons vat nie baie nood van die simptome sê. Kopseer, seer, juk en jou oor word aangetas, jou mondseer, maagaandoenings, algemene goed wat ons hier reg dink dit kan iets groot soos dit Sure. veroorsaak hê. En is wyd. Elke lupus warriors storie is verskillend, maar Ja. ons het almal dieselfde. Ons gaan almal deur dieselfde Selfde. ervaring. Jo. En maar niemand se pyn is dieselfde nie. Ek is vandag so, môre jy so, maar soos ek sê, is almal verskillend en dit is moeilik om vir iemand te verduidelik. Wat die weet waar dit is, wat dit ook het nie. Maar is nie maklik, jy kry arthritis, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, mediese name, Ja. wat ek nie nou vir julle kan verduidelik, het gaat lang vat. En dan hart, want hulle noem het mos hartversaking, maar die algemeenste een is mos nou die lupus SLE, Okay. wat jy mos nou die niere aangetast word. Sure, so dis die bekendste ene. Ja. En die simboliek met die pers. Ja, die pers is mos nou die enetjie, ne? Hy soos die kanker, ene, maar hy is mos net pers. En hy staan ook maar vir dieselfde soos ons met Davies van mekaar. En dan het ons mos nou die tekens, die butterfly, Okay. kenteken is die butterfly op die gesig. Myne kan jy nou nie so duidelik sien nie, maar hy is pers in die lupus, het beteken mos nou eintlik wolf in Latyns. Okay. En dan is hy mos nou, weet jy wie hulle vir Seal ken? Die sanger. Ja. Seal, ne? Hy noem sy X-man. Ja, hy het mos 'n kameel kan sy gesig en dit is as gevolg van lupus. That's right. Ja. Wow. Ek leer nou sommer baie. Ja, en dan mos nou vir die jonger geslag, Selena Gomez. Sy het al- Oh ja. Ja. Sy het al 'n nieroorplanting gehad as gevolg van lupus. En Toni Braxton. Oh, ja. sien Tony het nou ons Sy het, uitgekom van lupus, sy het op 'n show, het sy met haar hart gevat, besig Ja. dat ook. En dat is ook deel van die lupus en die kennen is Ja, ook, ek weet van wat, hom, ja. Mariah Carey se man. So X-man. Ja, sy ex-man. Hy het dit ook. Ja, En, iets man. ja, en dat is heel wat. Maar antibiesme is nou die warrior hier in die West Coast. Ons sal later touch oor events en so. Ek wil gewoon na die sakevrou toe gaan. Jy beweeg, konstruksie is mos 'n manswêreld. Ja. Vertel, deel gou met ons, toe jy begin het, hoe was dit vir jou gewees? Dit was baie taaf. Ek kan nie verduidelik nie. Ek sou sê vir my was dit baie moeilik geweest omdat ek so sagte mens is. En jy's 'n vrou en nou is jy nog kort op. Ja, en hulle sien vir my as die klein
Mensiekie, daar was, ek weet wie die een sê, het daar 'n groot oom van my altyd genoem Sissie. En hy het gesê, maar, omdat ek so klein is, gaan hy maar vir my Sissie noem. En maar is baie tough basically, want die mense wat vir jou werk, respekteer ook nie vir jou nie. En die tafel waar rondom ek sit, het ook vir my baie snaaks aangekyk. Sure. En so het is baie moeilik geweest. My ma het saam met my deur het gestap, so daar was die wat sy my gesê, okay, sy moet nou die alleen doen. Want sy gaan ook nie altyd by my kan wees, obviously nie. So, dan het ek baie gevoel, like, yo, mami, ek kan nie. Ja. En, maar, die feit dat ek alleen was nie dat ek alleen was. Sy het daar by my gesit, ja, maar sy het niks gesê nie. Ek moes, like, geleer het van haar af en wat ek geleer het tevore, na vore gebring het, basically. Maar die is ook maar nou in the past, die construction. Because honestly, het is vir vroumense, ja, ek sal nie sê dit is 'n mansmens wêreld alleen nou nie, want baie vroumense dominate ook die wêreld, maar personally, this is not for me. Nee. It's not something that I can see myself thriving in basically. So easy, jy moes like 'n front opsit om ernstig te vat word en dis uitputtend nie. Het is baie uitputtend. Ek is 'n baie bubbly persoon. Ek hou van daar kan sy nie, sy moet die hele tyd kwaad rondloop sodat die mense letterlik vir jou net moet respekteer en dit is nie Dit is nie nice. Dit is nie die wêreld wat ons omwees nie. Natasha, as a chef, ek wil ook nie sê dis male dominated, maar hoe was het vir jou gewees om my trappe te klim en dan moet ek jou stempel aan neer te sit? Respect nie. Ja, ek luister nou wat sy sê van die hulle sê small packages come. Dynamite come in small packages. Yes. Snaaks genoeg, ek het nou wanneer die geselskap gehad met een van my kollegas. So, hulle sien my oor die jare, ek was head chef by Mark's Beach Bar ook, so het is moeilik, want ek is ook baie nice, ek is 'n baie nice mens, maar jy moet hy lyn trek. You know, I always tell them, ek sê vir my colleagues, ek is hier om te werk, vir myself en vir my kind. Ongelukkig is dit my werk. Soos ek is in beheer, so as daar nou enige moeilikheid kom, dan kom dit na my toe, nie na julle toe nie. So ek is nie dat ek sê ek is lelik of wat nie, maar ek moet ernstig wees. Verstaan jy? So nou die dag toe het ek nog gesê, as daar stay jy, dan sê jy nou vir die persoon dat en mind you, dan kry jy altyd die van die mense wat nou sê, nee, jy kryp altyd in die base. En jy probeer wat voet wees of jy wil so wees. Maar eintlik die mense wat dit sê is reeds die mense wat jy met sukkel, wat die probleem is, wat nie die werk wil doen nie. Want ek sê elke keer, nou sê hulle vir my, hulle sê altyd, my baas die sê altyd, as mense vir jou bang is, nie bang is in 'n manier van baie bang is omdat hulle respect het vir jou. So ja, ek gaan nie heel dag gaan loop en ek hou van jokes maak, ek maak op 'n limit, maar as dit by werk kom, is dit werk. Ja. So daar is nog, ek trek die lyn. As ons nou moet werk, dan moet ons nou werk. Dan moet jy ernstig wees. Want ek hou van wat ek doen, ek is baie lief vir my werk. So ek vat my werk ernstig, ek gee nie om hoe besig ek is nie. As ek die kos maak, dan maak ek dit met liefde. So as ek sien, hy kos gaan uit en hy lykie, want ek sê moet wees, want ek sê altyd, onthou mense eet met hulle oë. As jy nou vir my 'n bord kos voor my gesig neerkom sit en dit lyk te mekaar en dan gaan ek dit nie wil eet met haalbaar, want dit lyk nie presentable. So wanneer jy vir my 'n bord kos neersit, wow, maar dit lyk lekker, dan gaan ek dit eet. Sodra ek sien die bord kos, there's no shortcuts in life. There's no shortcuts in life. So jy doen 'n ding behoorlik soos jy dit moet doen. En dan gaan dit uit. So as ek sien, ek gaan nou nie probeer, maar ek wil nou nie mis gevoel en seer maak en sê, nee, kom ek laat dit maar nou slide, laat dit maar nou uitgaan. Nee, want dit is my werk en die kliënt betaal daarvoor. Ek sê altyd,
gee vir die kliënt wat hy voorbetaal. Ja. So as ek sien dit lyk nie reg nie, dan gaan ek jammer dit lyk nie reg nie. Maak dit oor. So nou kan jy maar nou kwaad wees, maar jy gaan dit oormaak. Ja. So is nie altyd maklik nie. Nee, maar ek is al soos ek sê, ek werk al van 17 jaar in hierdie bedryf. Sure. So you've learned things in life. Ek leer nie dat ek die mense se gevoelens in ag neem nie, but jy as jy wil vorentoe gaan in die lewe, dan moet jy boundaries sit. In jou werksplek ook. So as die mansmense nie respek het vir jou en so onbetaal het, dan is dit hulle keuse. Ek sê altyd, en daai is ook die een ding wat ek bly hou. Jy kan nie kwaadlik wees vir mense as jy nou nie van my hou nie, kan nie vir jou kwaad wees nie. Ek kan regtig vir kwaad, because elke persoon is geregtig vir sy eie opinie, sy eie optredes. So as jy nou nie van hou wat ek nou vir jou gesê het, dan is dit fyn, is op jou, maar ek gaan dit nie aantrek nie. Come on. So I'm not gonna, ek gaan dit nie aantrek nie. So ek gaan nie slapelose nagte uit nie. Awesome. And to be not that age is an issue, maar die tye toe die B begin het en die era en tyd wat ons nou in is, voel aan die B dinge het bietjie verander, vroue het meer 'n as. Ja, definitief. Ons vroue moet vir onsself 'n weg baan. Ons moet vir onsself sê, we can do it. Yes. Ons is tot beter in staat. Ons kan nie vir 'n man kyk en vir 'n man wag nie. Come on. Ons moet, Kali, jy is op die regte pad. Ons moet beweeg. Want jy het dit binne jou. Wat 'n man het jy nog meer. En ons vroue het soveel meer wilskrag en uithou vermoë en dryfkrag. Ons kan, het is so waar. Het is so waar. En jy kyk vir niemand die, of jy nou klein is of groot is, en of hy man nou groot is daar, en wat is sy stemtoon. You go, because you can do it. Girl power. Ons moet vorentoe gaan. Nee, so te be. Jy het verander. Ons het nou vrouens wat hoofdes is, wat ook maar net gewone poslik een opvoeders was. Destyds was het net manne. Die manne was onze hoofdes. En nou kan ons ook sê, daar's vroue wat hoofdes is, vroue in hoë posisies in sake lei wat voortvat. Ja. En ons hoef van niemand agteruit te staan nie. Ek wil eintlik van my verstouteer te sê, ons vroue doen eintlik 'n baie beter job. Partymal nie. Meeste van die tye. Kyk, Ja. Nee, alles sal moet worry as die vrouens in die top structure is. hulle sal moet bekommerd trek. Ek voel dit is regtig tyd vir 'n vroue president. Ja. Ons land. Ek wil dit daar uitsit. Ja. You never know. You never know. You never know, but I think That is impossible. I think As it's die vroue die time. dryfkrag het, why not? Hoekom nie? Ek wil nog gou vra of jy kan ook begin. Maar dis like a general question. Met die ups and downs, hoe hanteer jy of hoe hanteer julle setbacks? En as jy vir jouself of jou jonger self 'n boodskap kon gee, wat sou jy sê? Maar jy's moet nog steeds lê. Wat jy leer ook elke liewe dag. Basically, Weer die vrye. Maar basically gaan dit net oor hoe hanteer jy setbacks? okay. In die spaces wat jy beweeg en as 'n boodskap is wat jy vir jou jonger self sou gesê het, wat sou jy gesê het? As with setbacks, ek wil gewoon net vir, kyk gou iets net deel, Ja. basically. Toe ek nou hoor, ek het gesê eers was onderwyser gewees, en daai was honestly ook my passie, is nog steeds my passie, ek hou baie van met kinders werk. So dat ook so dat ek ook 'n MPO begin het, is nog steeds like in the loop basically, om 'n after school of after care te hou, vir die minder bevoorregtes in ons community basically.
En ek het ook die Saldanha Bay Cheerleaders gestig. So vir my is dit net om met meisiekinders en met kinders te werk is vir my baie nice. En baie mense sien nie as ek setbacks as alledags, ek gaan elke liewe dag voel, ek gaan na iets in die dag gebeur wat vir jou gaan dit voel, maar Ja. maar vir my, om het te hanteer, het ek net geleer om te bid. En ek het in huis God geraak, waar my ma en my pa al twee gelowig is, my broer, ek, so vir my is dit net bid, basically, gaan op jou knieë en gee dit alles oor aan God, en vir iemand wat uit, like, heavy depression ook uitkom, Sure. is dit vir my net, ek kan nie anders om te bid, basically nie. Wow. Vir my jonger self, ek dink, No, it's okay. vir my jonger self sal ek net sê, dat dinge gaan makliker raak, basically. Koos ek moes baie goed ook deurgemaak het. Ek weet baie mense gaan deur baie en your pain doesn't make the last person's pain less. Next person's pain less, but ek moes deur baie goed deurgekom het om te wees waar ek basically vandag is. Ek moes deur 'n klompie insecurities beweeg. So het raak makliker. Party dae sal dit voel dat sy wil terugslaan, maar moenie opgee nie. Daar is die, like, ek kan nie opgee nie. Snaaks genoeg ook die goed waardoor ek gegaan het vir my gemaak, die persoon wat ek vandag is. Ek was gesien as die ugly duckling by die skool, maar tog het ek confidence in dit gekry om modeling te doen. Ek het confidence gekry om ambassador vir she photography te wees. So, dis ek om ek sê, het raak makliker, want die wat ek deur gegaan het, gebruik ek as a stepping stone for my future, basically. So, yeah. Yo, Justine, ek is so trots op jou. Come on, Justine. You're so beautiful. En dankie dat jy vir ons trust om daai te deel. Jy gooi nou in my koppie so baie. Jy is 'n inspirasie, girl. Jy is regtig inspirasie en jy gaan nog klomp barriers breek. En dankie dat jy dit met ons deel. Like, ek wil nou sê wat sy gesê, Dynamite, do come this morning. Just girl, jy's fire. Oh, wow. Natasha. Fix in your younger self. My younger self. Wow. Wel, ek het so, ek is die een wat sommer gaan onthou presies wanneer en watter jaar, daai is ek. Ek is die realistische, hoe noem mense het? Ek is die so gekoppel aan. For me, it's about loving every day. Yeah. Every day. Loving the love. Loving the moment. So 8 jaar, 7 jaar, 8 jaar terug, het ek my hart vir die Here. Die Here my kom red. En voor daai, ek wil net vir jou ook sê, die Here het die ugly ducklies gemaak nie. No. Because beauty comes from the inside out, not from the outside. En ja, soos ek sê, ons het was 17 jaar toe ek die Langebaan bevestig het en self deur baie moeilike omstandighede gegaan. Soos ek sê, ek was 17 toe hier bly. Ek het nie die geleentheid gehad om hoërskool toe te gaan nie, weens omstandighede. En my albei ouers, my stiefpa's oorlede. My maale was vasgevang in alcohol daai tyd. Sure. En ja, van 13 jaar oud af
selfe jaar toe ek moes, maar ek was baie slim gewees op skool. En ek het daai passie gehad om, jy weet, net om iets te wil bekom Ja. in die lewe, en baie talkative mens. Sal altyd vir my gesien het met 'n lag, baie paraat. Maar wat baie mense nie geweet het is hierdie dogtertjie wat saans gaan slaap en waar in die slaap huil. So ek weet hoe dit is om sonder kos te gaan slaap. Ek weet hoe dit is om kaalvoet skool toe te gaan, om 'n plastiek sak te hê waar jy jou boeke insit. En deur alles gegaan en so ek sê dieselfde jaar skool gelos, toe werk ek op die lande 13. So ek werk basis van 13 jaar oud tot vandag toe. Maar alles wat jy deur gaan, wat jy deur moet maak, jy moet daar deur gaan. Ek het eendag sit ek in die Bybelstudie en hulle gee ons papier en hulle sê, skryf iets wat jy dink aan, wat nie moes met jou gebeur het nie. En ek sit daar en ek besef, niks, absoluut niks nie. Sure. Because I am the woman today. Ek moes hy deurgegaan het om my 'n sterker mens te maak. So, elke setback wat ek daai het, ek het ook aan depressie gelei. Selfmoordneigings was elke dag in my kop gewees. Maar kom die Here en die Here bless my met die pragtigste dogtertjie. En elke keer as ek hy neigings gehad het, dan kyk ek in my kind se was. Sure. And they give me hope. Het my laat gaan elke dag opstaan, glo om 'n beter mens te wees. En toe die Here my kom red, was daai my setback. So whenever I go through difficult times in life, gaan ek terug en ek val op my knie en ek studeer die woord van die Here. En soos ek net maar genoem het, ek was nou pas deur op Daniel vas. Elke keer wanneer ek my donker te kom en you feel jy het dit net nodig om daai krag en daai strength, die beste manier is om deur fasting te gaan, om te bid en jy raak net weer connected. Maar wat ek vir my younger self daai tyd kan sê is, moet nooit opbou droom nie. Wow. Because ek het gedroom en my droom is bewaarheid. Sure. Ek was 32 jaar oud toe die Here my hart kom red het. And things happen. Ek was, nou moet ek eers tel terug. Ek was 2 jaar daarna, 3 jaar na, toe koop ek my huis. 'n jaar daarna, toe stig ek my NPO. God, Come on. die Here het my deur fases gevat wat ek nou nog stom staan en dink. Alles het so vinnig gebeur. Everything happened so quick. Mense vra nou nog wanneer doen ons die housewarming. Vir my is dit nog steeds soos in. So die Here vat jou deur fases. So vandag besef ek, daai wat ek gehuil het in die aande en vir die Here gevra het, hy het dit vandag vir my gegee. Sure. So moet nooit ophou glo nie. Alles wat jy deurmaak nou, God het dit en wat ek geleer het uit die life skill coaches. Soos jy sê, byvoorbeeld, dat is nie vir jou nie. Is goed om die liewe dinge uit te dra. Is goed. Maar nou sê jy die woord spyt kom altyd te laat. So as jy dit nooit aangepak het, hoe sou jy nie Ja, weet jy het sou of nooit dit- geweet het, ja. Amazing, dankie Natasha. Ja, my jonger self. Ek het ook deur baie goedjies gegaan. En ook deurgedra, deurgebid. Ek het ouers ook gehad wat padend was vir my, oumas wat padend was vir my familie. En ek wil net vir haar sê, ons gaan almal deur 'n depressie. En moet nie dink jy is alleen nie. As ek ook vir my jonger self kan gesê het, vat die kanse. Ja. En as jy sien, dinge gaan nie vir jou werkie. Wie second chances. Come on, En ja. ek het ook 'n tweede kans in die lewe gekry. En deur gebed raak krag. En praat nou van my jonger self ook. En uit te vermoë, ons jong kinders gee so gou op. Wow. Hulle drink nie deur nie. Hulle hou nie uit nie. Hulle vat nie die kanse wat hulle vandag kry nie. Ons kinders, ons era, het ons nie die kanse gehad wat hulle vandag het nie.
En ons kinders droom nie. Hulle volg nie, hulle drome nie. En hulle strewe nie na nie. Hulle te min rolmodelle, voel ek. En hoekom kan jy nie 'n rolmodel wees as 'n jong meisie nie? Hoekom kan jy nie as 'n middeljarige dame of net so oor daardie tienerskap? Fine Hoekom kan wines. jy nie? Ja, Fine hoekom kan jy wines. nie? Ja, hoekom kan jy nie iemand kry? Kyk op na iemand. Praat oor jou drome. Ja. Speak it out. Speak it, Ja, speak it into speak it existence. Come on. En glo daarin. Skryf neer, kykie, dit wil ek doen nog met my lewe. Ek het daar gesit ook in sak en as, want skool was my lewe. En ek was verpletter. Ek het in depressie gegaan. Ek het selfmoord. Ek het wakker geskrik waarin verpleegsters om my hardloop. En dan dink ek ook, ja, wat gaan er nou aan? Ja. Want jy vra nie vir dit nie. Dit gebeur, want jy is maar net mens. En ek wil ook net sê, daar's baie kinders die buite wat onder depressie gaan, wat die hulle moet oopmaak. Ons is nou die platform wat ons kan praat. Maak oop. Al kan nie, wil jy niemand vertrou nie. Op jou knieë. My motto is op jou knieë moet jy bly om staande te bly. En dit is wat vir my deurgedraai het. En ek kon dit toepas. My drome. Ja, ek wil miskien nou nie onderwyseres gewees het nie, maar in daai dae was daar net 3 goed wat jy kon word: onderwyser, 'n predikant, verpleegster, social worker en 'n polisieman, ja. Maar die wêreld is oop. Ja. Die wêreld is oop en as dinge te veel raak vir jou. On your knees. On your knees. Want ons groot mense gaan ook dat deur. Ons gaan ook deur moeilike stadiums en goeie, dan voel dit ook. Die wêreld is nou te klein vir jou. Jy moet nou iets anders uitvind. En om terug te kom na my lupus journey toe, ek was ook onder depressie. Ek het ook gedink as die einde. Ja. Van skool was my lewe en lupus het my hele lewe aantomkeer verander. Ja. En ek moes 'n ander uitkoms kry. Ek het 7 jaar terapie gekry net om te aanvaar dat ek kan teruggaan aan dit waaraan ek gewoond is en dit waarvoor ek lief was. En dat 'n ander uitweg vir my gekom. En ek het 'n passie, want ek wil mense inlig. Ek wil mense bemagtig en bemoedig wat in my groep is. Ek wil vir hulle sê, moenie toop gooi nie. Daar is lewe daar buite. Daar is lewe na lupus. Daar is lewe na dinge as dit vir jou uitwerk. En daar was vir my die vers in die Bybel wat sê, I can do everything through Christ to give me the strength. Yeah. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes. That's one of my favorite scriptures. Yeah. Die gaan maar weer. Maar dat is wat jy voordra in ons vrouens vandag met soveel geleenthede wat ons kan gebruik om vorentoe te kyk. Definitief. Ons kan die wêreld oorvat as ons wil. As ons saamwerk. Gepraat van saamwerk, hoe voel julle oor support hier buite? Support mekaar, cheerleaders. Dink julle ons moet nog bietjie improve as vrouens? Baie. Ons is, kan ek maar praat? Ja. Hy keer dan probeer jy nou iets mooi doen. Of jy wil nou uplifting doen. Ja. Dan dat is altyd mos nou die ander wat jou babbel wil bars. En ek voel, why not join me? Die mean girl mentality. Why not? Hoekom maak jy nie my kroon regie? Hoekom jaap jy nie vir my regie? Ja, bring vir nie my persballonne ja, hoekom sê jy nie vir my president ons kan het so maak. Maar moenie vir my laat voel ek vertel nou alleen deur die goeie waar ek gaan nie. Baie mense is alles baie geneig om te sê as die bekonders praat van in my groep in die werksituasie wat lupus warriors om my kom sê
Maar vandag voel ek wil weer toe gaan nie, maar ek het die keuse en ek moet weer toe gaan. Want my mense dink, jy lyk goed. Ek het dit self ervaar. Maar jy lyk goed, drink 'n palletjie. Ja, Is more than 'n palletjie. Ja, dis iets wat jy nie kan verduidelik. Ja, en ek het vir die familie van die kinders wat ook lupus het, die kinders wat in ons groep was, ek het vir hulle gesê, die kind sit nie aan nie. Sure. Maar ons moet mekaar mos opjang. Ons moet mekaar sê, kykie, as jy nie hou van dit wat ek doen nie, kom join my of sê vir my, hy is my opinie, miskien gaan dit so werk en so, maar oor die algemeen is ons vrouens nog nie daar, Want moet wees. wat ons moet wees, daar is nog katterigheid, daar is jaloesie, en die werksgeleenthede, of waar ook al, soos jy nou sê, ek dink, ek glo stellig man, as ons vrouens mekaar niet aan die hand kan vat, Ja, maar die een een wil beter wees as die ander, soos ons nou sê, né? Ja, in nee. competisie. Vir my is dit net soos ek genoem het waar ek nou al gekom het en ek moet ook byvoeg dat die Here het 'n plan gehad, nie net met my lewe, met my hele gesin, familie se lewe. My ma en my stiefpa het eers tot 'n redding gekom en toe het ek tot 'n redding gekom en toe kom my suster, my broer en sy vrou op dieselfde dag tot 'n redding en nou Desember maand het my ander broer se vrou tot 'n redding gekom. Sure. So ek het nie baie vriende nie. Baie mense ken my, ek ken baie min mense. Mense as iemand vir my iets sê, dan moet hulle verduidelik wie. As hulle nou daai ene van hy antie as ek ek moet nou weer 'n gesig sien. Die rede daarvoor is ek is ook 'n baie in 'n manier ook 'n private mens. So ek as jy nog oor daai ene het nou dit gesê van my en die ene daai gesê nie. Van die tyd toe die Here my kom red het hy my kom verlos van alles. So alles wat ek sien is positief en ek wil, hoe sê hulle altyd, be God on display. So min woorde van mense, as iemand nou vir my moet sê, hoe maak ek, jy wil nou weer so, it's up to, is op hulle. So ek sê, ek trek niks aan meer. So ek kies, ek kies elke dag as ek opstaan om grateful te wees. Dankie Here vir nog 'n dag. Ja, dankie vir nog 'n geleentheid. Dankbaarheid. Ek het moet regtig sê van dat ek het elke dag 'n dankbaarheid in my. So as min dat ek voel afgekraak voel. So as jy jaloers op my is jou keuse. As jy iets te sê het oor my, as jou keuse en dit is regtig hoe my hart is. Ek en my ma en my suster is baie close. So ons deel altyd alles met mekaar. Maar ek stem ook saam dat mens moet soos inspiration. Weer eens, soos jong mense, dis waarvoor ek het gestig het. Ja. Because ek het as ek maar iemand kon gehad het wat my aan vasgehou het toe ek jonger was, wat vir my kan gelei en ek moet sê, is 5 jaar wat ons nou al die jeug het al 5 kinders tot 'n redding gekom. Sure. En om net hy saadjie te plant. En vir 3 jaar het ons gewerk, het like jou toekoms bepaal nie jou omstandighede nie. So is so maklik dat 'n mens kan vaskyk in jou omstandighede. Nee, maar ek kan nou nie dit doen nie want ek het nie geld nie. O, ek kan nou nie doen nie. Ek kan nie gaan hardloop nie. Van ek het nie 'n paar skoene nie. As altyd 'n verskoning, altyd 'n verskoning. So is net om 'n positiewe saadjie. Want jy gaan nie die hele wêreld kan red nie, maar as jy iemand, een persoon kan raak. En dit is waar die naam inspiration vandaan gekom. Om inspirasie te wees. Because they are my inspiration. Ek leer baie by hulle. Miss Eva was al daar as 'n gasspreker gewees. Vorig jaar. En is my inspirasie. Soos my eie dogter is my inspirasie. Ek het ook baie geduld nie. Sal sy altyd sê, ma. Ja, kan. So ek is weer, ek kan nie mense, as hulle opinies is hulle opinies. Ek gaan dit nie aantrekkie. I choose to be happy. Come on. I choose to show up for myself. Ja, sê. My geluk gaan nie gepaard oor wat mense wat my dink en wat mense van my sê nie. As wie God sê ek is. Because God sê ek is 'n kind van God. Wonderfully, perfectly made. Definitely. Vir my sal ek sê vanaf ek nou al vanaf op laerskool af
vanaf ek kan onthou op laerskool, sal ek sê, ek het baie gesien, veral met die boelie, hoe die mense net veel afgeraak. Ek het baie vriende gehad, ja, maar ek het ook nie baie vriende gehad, as jy nou verstaan wat Ja, ek ja. try sê. Ek was op 'n tyd ook net goed genoeg vir wat ek kan Ja. gee. Ja, yes. Nee, dit was nooit regtig opreg gewees nie. Soos ek ouer geraak het, okay, ek was mos nog steeds jonk, maar tyd het ek nie verstaan regtig, maar dit is jou vriende nie. Dit is nie die mense met wie jy jouself moet omring nie. En waar ek besef het, was toe ek was klaar met skool. Ek het ook 'n babietjie gekry. En in daai tyd, okay, ek is klaar met skool, maar ek is nog steeds jonk. So ek het 'n beste vriendin gehad, maar in daai tyd wat ek vir haar die nodigste gehad het, was sy nie daar nie. En ek as iemand wat altyd uitreik na my vriende toe, as ek sien maar iets is nie lekker nie, sal ek vir jou vra, maar wat is fout? En die antwoord wat ek gekry het was baie Het was jou openbaring, dit is en vir my was dit net okay, even na vorentoe gaan ek letterlik beter besluite maak met wie ek myself omring mee. definitely. Soos vir my is my kind my beste maatjie op die oomblik. Ek het baie goeie vriendinne ook nou, maar soos ek voel, ons kan baie beter doen om mekaar te uplift. Dus kom ek gevoel het, okay, kom ons doen iets by 'n klub wat ek baie voor lief is. Kom ons stig die cheerleading by Saldanha by klompie meisiekinders. Ek weet tussen die meisiekinders is daar baie gevegtery oor die domste goedjies, maar kom ons doen iets waar ons mekaar kan help. So my ding is as ons oefen en daar is miskien 'n groepie wat die een move beter as die ander doen. Ek gaan nie vir jou kom help nie. Ek gaan vir laat die anders vir jou kom help, sodat hulle ook net daai kan het om die next meisie basically te help. As ek sien met die meisie sukkel met iets, dan sal hulle ook nou uit hulle eie uitgaan om vir daai persoon te help. En ook met die NPO wil ek ook baie graag die jong mense ook betrek omrede van, soos ek hou van wat jy gesê het, dat jy wil iemand wees wat jong mense uplift, maar ook ons jong mense moet ook mekaar uplift. Inspire to inspire. Yes. So vir my is dit net, ek wil baie graag net die jong mense in ons community aanraak, net dat hulle moet besef dat ons moet daar wees vir mekaar. Ons kan nie anders as om daar te wees. Die mean girl energy, het maak nie vir jou kwaai nie. Het as basically net, no man, do better basically, just be better. Ja, we need to come right. Sy gaan nergens kom om beskof te wees en om ander mense af te kraak, want die vir iemand af te kraak, gaan sy eintlik wel op die einde van die dag opbou. Daar is nou weer hoe ek ook basically dink. Ja, en as jy ook iemand afkraak, sê mos altyd as iets te kort. Ja, dit is jou gestel. refleksie van jouself. En ek dink ons praat nie baie oor dit. Dat hoe jy optree is eintlik maar nou net 'n refleksie van jou seer wat jy dra. Jy het nie jou naam gesê van jou NPO nie, né? It's Vibrant Community Projects. Ek het die naam vir die company nou al. Ek wil my company convert into the NPO basically. Maar dalk moet jy die company hou, ek en jy moet praat. Ek sien iets. Dinge somewhere. Ja, it's about network and collaboration. Is onmoontlik. Ja, niks in dat. Dalk ons wanneer is Lupus Day? Is my man. En maar dalk kan ons 'n massive bash / color run / something. Ek was mos van plan om ons het mos nou gehou hierdie jaar. Tot ons allemaal moes so siek geraak en die weer het saamgespeel hier nou in my maand. So ons beoog uiteindelik vir iewers in Maart volgende jaar moet spaar. Of het moet, dit is nie noodwendig daai tyd hou nie. Mens kan iewers net like 'n support type of vibe kry. Want ek voel baie weet jy van lupus hier en
Ek sê mos maar Ek het support ook networking. So nou 'n paar praatjies en so Ja. doen. Maar as vrouens ook net by mekaar kom, even mans ook, enige een is welkom, ons moet mekaar uplift, soos hy sê. Create Die spaces. jong mense leer ons oorgaardes ook in ons elke keer. Ja, almal kan mekaar mos nog net oplig. Ja, en so op die Ja. uplift note, ek gaan sommer die twee nou saam combine vir 'n vrou wat groot drome het, 'n boodskap en dan soos 'n afsluitingsboodskap vir vroue man, vir die vrou, vir die jong vrou, vir die vrou. Wat is uplifting? Opbou. Opbouwende boodskap. Bouwende boodskap. Ja, ek maak het. Ja, ek wil net sê dat ons moet 'n oor hê vir mekaar en dit maak vir mekaar. Ja, daar is nie altyd die, maar jy moet vir iemand kan wees, 'n skouer, Ja. dat die persoon miskien net kan dink as hy in daai nood is. Hy moet onmiddellik kan dink, ek kan nou na mis u toe gaan, want hy is my steenpilaar wat ek nou onmiddellik kan aandink. Ja. Jy gee mense se eiland toe en baie gaan deur baie emosionele goede. Kinders wat hulle ouers verloor, groot mense wat hulle kinders verloor en siektes Ja. en support mekaar, support groups. Ja. En as jy nou nie 'n support groep by 'n support groep is of wou aansluit nie, be the support. Ja, dis as net 'n phone call away, 'n Ja. WhatsApp away. Ja. Jy hoef nie die persoon te face maar dat jy net daar is vir hy persoon. En wat was die ander vraag nou weer? 'n boodskap vir jong vroue wat groot drome het. Ja, vir die jonge dames, even my age, Ja. ons het nog almal drome. Yes. Niks is onmoontlik. Volg daai drome. Skryf neer en spreek dit, soos ek net al gesê het. Speak it Speak it into into existence. Mm. En glo. En bid oor hy saak, want gebed dra krag. En ek wil net sê, voorspoed in alles wat jy nog wil doen, jong of mag dit net goed gaan. Net goed uit en gaan self Come voor. on, Ja. Nancy. Selfde met die podcast. En ek spreek dit sommer vir my eie groep ook. Yes. Vir ons dames wat daar nog nie lekker is nie, wat siek is, wat ook graag ook nog. Daar's jong mense wat siek is, wat ook nog drome het. Alle jou drome. Dit is onmoontlik. Nothing is impossible. Ja, opbouend sal ek sê elke vrou. Eerste ding vir my is respect yourself. Respect comes in many terms, not just about wie jy is en wat jy is nie. Respect jou liggaam en ek is ook mal oor fiksheid. Ek het komreeds al 2 keer gaan hardloop. Come on. En die eerste jaar was 'n apparaat. Dit was 85 km. Ek het mentally geprepare vir 85 en toe hardloop ek toe ek by 85 is, so sien ek hy bordjie wys 3 km om te gaan. Ek vra vir die man nie langs aan. Wat is fout met die bordjie? Hoe wys die bordjie? Hy sê nee, ons het agter begin as nog 3 km voor. En net daardie tyd wou ek opgee. En dus sê ek vir myself, toe moet ek myself nou weer, want as 'n mental ding, myself sê wie wat, you come this far. You can't give up now. En toe geniet ek dit. So soms moet ons moet bid, ons moet volhard, maar ons moet ook learn to enjoy yourself. Ons moet regtig, want die lewe, soos hulle altyd sê, die lewe is 'n lied. Ons moet leer om ons lewe ook te geniet. Nie te ernstig te sien. En ek het klaar gemaak met trane in my oë en ek is like, ek het dit gedoen. So is die lewe, deur die lewe gaan ons deur soveel ups en downs. Daar's tye wat jy kom, wat jy voel jy kan nie meer nie. Jy wil opgee. En wat ek nou al geleer het in my tyd is, elke keer wanneer jy deur daardie spesifieke tyd gaan, wat jy voel jy kan nie meer, jy's in 'n donker gat, jy wil opgee, jy verloor alles,
dis wanneer jou deurbraak besig is om te gebeur. Because you just have to keep going. Ek onthou spesifiek die dag op pad Vredenburg toe het ek 'n groot uitval gehad met iemand, ek het gehuil. Vanaf tot by die Vredenburg in die taxi en ek het gehuil en jy weet jy voel hy daar wat jy nie. Ja, ek kan nie meer nie. Terugkom sal kry ek my SMS. Hy is goedgekeur. Come on. So deur elke storm wat jy gaan, As daar is Die- ons. as 'n sonskyn. Die deurbraak is net aan die kant, soos nou gee ons op, ons beweeg weg. Hoeveel keer het ons nou al weg beweeg van ons blessings wat Sure. vir ons wag. Sure. wat vir ons wag, because we give up. Ons is te geneig om vinnig op te gee. Die pad is te moeilik. Tweede jaar gaan toen ek back to back kom reeds 91 kilos. Sure. Daar was so baie obstacles gewees. Ek het 'n mag gehad, die humid was hier reg, ek was naar. Ek lag so, hulle sê op die twee klaar hardloop het, ons het 'n atletiek groep en hulle sê, is alles oké met tasse, ek sien tasse beweeg, ek sê, mense beweeg jy, as jy op die pot sit nie. Ja. Maar jy weer eens reminded my weer, en toe kom daai, my suster het vir my gesê, jy kan alles doen deur God wat jou die krag gee. Daar is spesifieke dag staan 3 mense langs die pad met daai boodskap. Dan kry jy net daai nuwe hoop, Hy supernatural. daai supernatural power. Yes. Jy het nou gevoel jy kan nie, jy gaan nou omval en hy bylesbas staan langs die pad. En ek sê vir hy bylesbas, ek bestraf jou in die naam van Come Jesus. on. Ek klim nie op jou nie, ek maak klaar. En dit is my motto in die lewe. Whatever I go through in life, I will come out. Is a survivor. Sure. Ek sal sterker uitkom, baie sterker. En as ek net weer dink ook aan die motivation wat 'n mens vir mekaar is, veral vir jong dames om die jonger weergawe te motiveer. Be God on display every day. Sure. En ook in jou journey moet ons ook leer om vermaan te vat. Ek mens ons as vroue, sy sê nie vir my, Ja. nie jy om vir my te sê. Ja. Dit staan in die Bybel, ons moet vermaaning vat. Soms sê ek vir jou iets uit liefde uit. Ja. True. Ek gaan vir jou eerlike waarheid gee. Ek voel altyd, gee vir my die waarheid. Ek sal kwaad wees, maar ek will overcome. Yes. Moenie vir my Ja. lieg nie. Ek voel ook so. As jy nou sien, maar ek is nou op verkeerde pad. Nou is ek te bang om jou gevoelens seer te maak. So nou gaan ek maar net stil bly en sien hoe jy daai pad afgaan. Instead of being a good friend. Van soos ek sê, jy het daai supportgroep nodig. Ja. Vir my, ek is by die kerk, is by die life groep, Bybelstudie, en dan net jy daai geestelike moeder. Ek het 'n geestelike moeder. Wow. Ontdek in die kerk aan Tiffany. Come on. So daai is my go-to person. Ek kan altyd vir haar 'n boodskap stuur of ek kan met my ma gesê of my suster gesê. Want ons is nie gemaak om alleen deur dinge te gaan in die true. lewe nie. And the other thing is dit is waar Julian se ma Auntie Tiffany. Maar dit is baie keer wil ons dinge aanpak op onsself. Ja. Ewen se besigheid. So waar. God is daar. Hy gee vir jou die visie. Hy gee vir jou die missie, but he also put people on your path. Dit is soos as ek 'n Weskus talent show, Julian is altyd betrokke. Hy weet, ek gaan dit as ek 'n modeling show, ek hou dit nooit alleen nie. Ek kry mense wat help. Ja. And then we sit en dan vra ek vir hulle, wat dink julle van dit en wat dink julle van daai? Dan kom Miss Eno, weet jy wat Natasha duisel, dan sê ek, oh wow, ek het dit so aan gedink nie. By ouende van die dag, van geneig sê die mense, joh, as Tassa event nou nie, ons moet gaan, alles is vlot. Dan sê ek hulle, maar sê ek is, because I have a good team. Ek het vir Julian, wat altyd die MC is, en ek het vir Petra, wat die logistics doen, ek het daai mense wat dit doen. So together, jy kan nie alleen dinge doen nie. So vir die jonger mense wil ek sê, as jy hulle raad nodig het, luister na die ouer mense se raad. Moenie alles vat van, nie, maar jy sê nie vir my. Ons moet vandaag om so te sê. Dit is weer. Altyd. Ons wil nie vermaning vat oor te raak kwaad. Dit is. Maar in die jare, dan kom ons agter my ma was reg, toe my ma vir my daai ding. Ja. Just think. Wat ek vir
vroumense kan sê is dat daar is nie iets soos dit is bedoel vir 'n man en dit is bedoel vir 'n vrou nie. Come on. As jy voel jy kan dit aanpak as 'n vroumens en hulle sien dit as net mansmense kan dit doen, bewys hulle verkeerd. Daar is 'n tipe motto wat ook sê as jy drome nie mense laat lag nie, is dit nie groot genoeg nie. So jou droom wat jy dalk dink is te groot om te volg. Volg jou droom. By einde van die dag as jy glo en al jou vertroue in God sit, is dit baie possible vir jou droom om waar te word. En wees altyd positief. Moenie laat negativiteit vir jou afkraak nie. As mense negatief is, hulle noem dit negas. As mense negas is, dan is negas to a positive, basically. Turn it into a positive and take it as goed na jou kant toe kom, vat dit. Maar moenie laat dit vir jou onderkry nie. Gebruik daai om stepping stones te wees om daarbo uit te kom. En die ander vraag was gewees. Hoe sal jy jonger mense? Nee, net 'n boodskap vir alle De vrouens. laatste. Ja, dan staan my boodskap vir alle. 2 in 1. Dankie. Dankie dames. Jo, my koppie loop oor. Julle het nou regtig gepo. Ek voel ek is reg vir die week. Ons het dan maar vakansiedag. Ek hoop julle is af môre. Werk. Ayana, unfortunately. Maar ons sal in jou ding. Ek het die nuwe ding wat ek vir myself regtig tyd uitsit om net met myself Ja, te wees. dat is wat ik ook al En dit gezegd is heb. iets wat ek wil deel met almal. As 'n vrou om regtig, al is dit 2 ure of 3 ure, dat jy net aan jouself tyd spandeer, al sit jy al loop jy somewhere, but net om vir jouself weer te sente. Ek dink ons, veral ons wat mamas is en wat huishoudings ran, ons het die geneigtheid om heeltyd bezig te besig te wees. wees en dan vergeet jy van jouself. Ja. So, Ja. ek wil daai is 'n intentional practice to point myself. So ek wil julle los met daai, asseblief. En dit is episode 87. Ek het dit geniet en baie dankie dames dat julle saam met ons op die couch was. It's a wrap. Baie dankie. Dankie.